Hebreërs 5. 'n Hoofpriester is iemand wat uit die mense geneem en vir die mense aangewys word om priesterdiens voor God te verrig. Hy lê die mense se gawes voor God en bring ook offers vir hulle sondes. Hy kan empatie hê met die onkundiges en dwalendes omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Hy is daarom verplig om nie net vir die volk nie, maar ook vir sy eie sondes offers te bring. En niemand kan 'n hoofpriester word bloot omdat hy graag daardie ereposisie wil hê nie. Hy moet deur God daartoe geroep word, net soos in die geval van Aaron. Net so het Christus ook nie vir homself die waardigheid van hoofpriester toegeëien nie. Nee, hy is aangewys deur die een wat vir hom gesê het: "Jy is my seun, vandag het ek jou vader geword." En op 'n ander plek het God vir hom gesê: "Jy is priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek." Terwyl Jesus hier op aarde was, het hy hard uitgeroep en met trane by God gesmeek en gepleit, want God sou hom van die dood kon red. God het hom verhoor deurdat hy die angs vir die dood van hom weggeneem het. Selfs al was hy die seun, het hy gehoorsaam geleer deur wat hy gelei het. Op hierdie manier het hy volmaaktheid bereik, sodat hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige verlossing geword het. So het God hom dan amptelik verklaar as hoofpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Aangaande Jesus ons hoofpriester het ons nog baie om vir julle te sê. Dit is egter moeilik om dit aan julle te verduidelik, omdat julle so traag is om te leer. As 'n mens dink aan hoe lank julle reeds gelowig is, moes julle eintlik al self onderrig in die geloof gegee het. En nou het 'n mens werklik waar weer nodig om julle die mees elementêre aspekte van die woord van God te leer. Julle is soos babatjies wat nog net melk kan drink en die vaste kos kan inneem nie. Mense wat nog van melk leef, kan nie werklik saampraat oor die suiwer leer nie. Hulle is dan nog maar net kinders. Vaste kos is bedoel vir groot mense, vir hulle wat in die skool van die lewe ingeoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Hebreërs 6. Kom ons hou op om oor en oor te konsentreer op die basiese aspekte van Christendom. Kom ons gaan eerder verder en word geestelik volwasse. Dit behoort tog seker nie nodig te wees om nog 'n keer die fundamente te lê deur te praat oor die noodsaaklikheid dat ons van die ongelowige leefwyse moet bekeer en in God moet glo nie. Of oor die verskillende forme van doop en die handoplegging of opstanding van die dooies en die ewige oordeel nie. Daarom sal ons, as God dit toelaat, binnekort ons betoog voortsit. Intussen moet julle besef dat dit onmoontlik is om hulle wat eenmaal deur God verlig is, maar daarna hulle rug op God gedraai het, weer tot inkeer te bring. Hulle wat God se geskenk ervaar het, wat die Heilige Gees ontvang het, wat die lieflikheid van God se woord en die kragte van God se toekomstige wêreld beleef het. As hulle dan tog hulle rug op God draai, kan hulle nie weer tot inkeer gebring word nie, want wat hulle self betref, kruisig hulle die seun van God opnuut en hulle maak hom openlik tot 'n bespotting. As die grond die reën indring wat gereeld daarop val en goeie oes vir die landbouers voortbring, rus God se seën daarop. Maar as dit net dorings en distels oplewer, is dit nutteloos. God sal weldra sy vloek daaroor uitspreek en uiteindelik is dit bestem vir die vuur. Maar geliefdes, al praat ons so ernstig hieroor, is ons tog wat julle betref daarvan oortuig dat dit nie op julle van toepassing is nie. Ons is positief oor julle en glo dat julle verlos sal word. God is nie onregverdig nie, hy sal nie vergeet hoe hard julle vir hom gewerk het nie, hoe julle julle liefde vir hom betuig het deurdat julle julle medegelowiges gedien het en dit nog steeds doen nie. Dit is ons hartsbegeerte dat elkeen van julle eintyd dieselfde entoesiasme sal vertoon soos julle toekomsverwagting bewaarheid kan word. Dan sal julle nie traag raak nie, inteendeel julle sal die voorbeeld volg van hulle wat deur hulle geloof en uithou vermoë besig is om te verkry wat God beloof het. Neem byvoorbeeld God se belofte aan Abraham, omdat daar niemand groter as hy self was by wie God 'n eed kon aflê. Nee, het hy 'n eed by homself afgelê deur te sê: "Ek sal jou verseker ryklik seën en ek sal aan jou baie groot nageslag gee." So het Abraham volgehou en begin ontvang wat God beloof het.
Mense lê gewoonlik 'n eed af by iemand wat belangrik as hulle is. Vir hulle is die eed dan absoluut bindend. Daar kan geen dispuut daaroor wees nie, omdat God bo alle twyfel vir hulle wat die belofte ontvang het, wou bewys hoe onwrikbaar vas sy besluit staan. Het hy dit met 'n eed gewaarborg. Hy het dus vir ons 'n belofte sowel as 'n eed gegee. Hierdie twee dinge waarborg dat God sy woord sal hou. So het ons wat onsself aan God toevertrou het, 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die vooruitsig wat vir ons wink. Hierdie vooruitsig is soos 'n betroubare en stewige anker. 'n Anker wat onbeweeglik vasgemaak is in die allerheiligste van die hemelse heiligdom, net agter die binneste gordyn. Dit is nog waar Jesus ons voorloper terwille van ons ingegaan het. Hy wat ons ewige hoofpriester geword het volgens die priesterorde van Melchisedek.